Ja, daar is ons nou by die hoogtepunt. Julle tweeetjies kan so mooi so draai, dat ek vir julle mooi in die oë kan kyk. En wat 'n voorreg om vanmiddag hier te wees, 'n pragtige dag. Ons is baie opgewonde saam met julle. Kan ek net seker maak, Henk, kan julle almal daar mooi hoor daar agter? En ja, terwyl ons net so staan, heel eerste, kom ons sluit die oë. Ons almagtige Vader wat in die hemele is, U wat ons geleer het om te bid, soos wat ons dikwels so maklik ken uit die woord, maar vergeet om te doen. Heel eerste vandag bid ons, laat U naam geheilig word. U wat man en vrou geskape het, U wat hulle bymekaar gevoeg het. Ook vanmiddag is ons hier om U naam te loof en te prys, maar ook ons afhanklikheid te erken. En saam met David, en saam met Elsabie, en saam met die familie, vir U dankie te kom sê, maar ook te kom vra, wees hierdie man en vrou genadig, ook vir die pad vorentoe, dat hulle sal besef, elke voorreg het 'n verantwoordelikheid, en ook so vandag, voor U alle beloftes, in U krag en in U genade aan mekaar te gee, voor U aangesig in U teenwoordigheid, in Yeshua ons verlosser. Amen. Terwyl ons so staan, en party van ons nog bewerig is altyd goed om te sing, saam te sing. Ek hoop almal het 'n blaadjie. Ons gaan daardie welbekende praat ek mense engele tale saam sing. Ag, julle twee kan sommer net lekker luister vandag. Praat ek mense engele tale vers 1 en vers 2. Hier kom daarom nog 'n bietjie woorde. Dit weet sy, hy gaan nou sing vir die sene wees. Ja, sy. Praat ek mense engele tale, maar dis nie uit liefde nie, is my woorde hol simbole, klanke sonder melodie. 2 verse, dankie Bouts. U kan die sitplekke inneem, baie dankie. Is hulle reg? Nou ja, familie en vriende en al die gaste, wat 'n groot genade, dat ons in hierdie onstuimige, verwarde wêreld nog vandag 'n oomblik kan hê wat ons die God van hemel en aarde erken vir wat 'n huwelik is, en sy aangesig soek en dit saam met julle kan bely. Ja, ek het vir julle gesê, dit gaan nie lank wees nie, want ek weet, die aand voor die tyd slaap mense min, die maand voor die tyd slaap mense min, en daarom gaan ons dit vir julle opneem, dat julle na die tyd mooi kan luister. Maar vir elkeen wat vandag hier is, wil ek spesiaal ook roep as 'n getuie. Ons is nie net hier vir die lekker bord kos vanaand nie. Ons is hier om te erken en saam julle te ondersteun. Daarom wil ek julle luister mooi. Moet nou nie dink aan alles wat nie gedoen is nie, wat nog moet gedoen word. Hierdie paar oomblikke is heilig. Want ons staan voor ons hemelse Vader, wat alleenlik die huwelik geskaap het. Nou as ons vinnig ons gedagtes laat teruggaan, Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3, Genesis 1 ken ons die skepping, en daardie mooi Genesis 1 vers 26, waar God die mens skaap na sy beeld, en daardie pragtige opdrag, heers, wees vrugbaar en vermeerder, al daardie
wat ons onderskei van die diereryk. Jy het intellek, jy het 'n hart, jy het heerskappy, jy's 'n koning en jy's 'n priester. In Genesis 2, en dit was nog net eers Adam, Genesis 2 dan die skepping van die vrou, daardie bekende uit die ribbebeen, want daar was geen maat vir die man nie. En dan spesifiek Genesis 3, die sondeval, die gebrokendheid. Alles is in skerwe. En ek wil vanmiddag, om dit vir julle maklik te maak, so 'n bietjie met die vee-woorde speel. Luister hoeveel keer gebruik ek die woord vee-woorde. Want alles waarmee ons te doen het, is in verbondsterme. Julle sluit verbond. En God en Adam, Jahwe sluit met Adam 'n verbond, die werkverbond, die skepingsverbond. En hy gee vir hom 'n raamwerk, dat as jy gehoorsaam is eerste Adam, dan is dit jou heerskappy, dis jou posisie, dis jou plek, dis jou voorreg, maar dan breek Adam en Eva die verbond. En ons sien uit hierdie eerste Adam se verbond wat hy verbreek, en ek noem net 5, daar's baie gevolge. Eerste ding wat na vore kom is vrees. Julle sal onthou dat Adam en Eva onmiddellik vrees vir Jahwe, vir die aandbyntjie wat hulle mekaar ontmoet het en wat daar blydskap was. Die rede hoekom ek dit sê is, want hier dieselfde gebrokendheid wat tussen Adam en Jahwe was, gebeur in 'n huwelik. As daar ontrou is, as daar sonde is, as ons maak wat ons wil in die vlees en die wêreld volg, gaan daar vrees wees. Die volgende ding wat gebeur met Adam en Eva is, daar's verwyd, dit is haar skuld, en sy sê dit is die slang se skuld. En so is dit met elke huwelik, wanneer ons die verbond verbreek, nie volgens die verbond van die woord lewe nie, as daar verwyd, vrees en verwyd. En die volgende ding wat gebeur, is daai energie, veg, dan begin ons mekaar te veg. Ons sien so vroeg as in Genesis, Kain slaan vir Abel dood, ensovoorts, ensovoorts. Sal julle onthou, vrees, verwyd, veg. En dan is dit 'n geweldige hartseer, waar die skepping sê, alles was goed, en God het geseën, tree dan 'n vervloeking in. Genesis 3, die aarde sal vervloek wees. Dorings en distels. Verhoudings, raak 'n vervloeking. Wanneer ons buite die verbond, wanneer ons ongehoorsaam is. En dan die klimaks. Verwydering, egskeiding, die dood. Dis wat die eerste Adam beleef het met sy nageslag. As ons na die eeue terugkyk, daar's met verbondsverbreking is daar vrees en verwyd en veg en vervloeking en verwydering, skeiding. En ons almal is bekend met hierdie terme. Maar dan die evangelie en 'n troue, 'n huweliksbevestiging is die guldige geleentheid om die nuwe verbond, die nuwe kant, die tweede Adam, wat kom om die verbond te herstel met sy dood, om daai vrees en daai verwyd en daai vleg, daai vervloeking, en daai verwydering wat tussen God en sy volk was, op hom te neem, sodat hy die vloek uit kan uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons vandag binne die nuwe verbond terme julle huwelik kan bevestig. Onthou, hierdie is nie 'n aan mekaar plak boodskap nie. Die woord sê duidelik in Efesiërs 5 dat net soos Christus, net soos Messia die gemeente lief gehad het en sy lewe daarvoor gegee het, net so te wet moet jy vir elke belief. So daar lê 'n pad van oorgee, selfverloning. Daardie liefde wat nie kyk wat hy kan kry en kan hê nie, maar liefde wat kom dien. En daarom is dit so belangrik, dis die volgende V-woord, voorbeeld, die verbond tussen Yeshua as verlosser en die gemeente is julle voorbeeld. Vergifnis ensovoorts. En ons eerste ene wat die tweede Adam bring binne die verbond, en ons dink aan die bekende Jeremia 31 vers 34, ek sal julle vergewe. Ons begin weer met 5 V-woorde. Ons daardie vergifnis, 'n huwelik, daar moet absoluut vergifnis wees. Want dit is nie meer op grond van wat jy gedoen het in ou koeie en vergewe jou soos Yeshua in die nuwe verbond ons vergewe het, onvoorwaardelik. Vergifnis.
En wanneer daar vergifnis is, wanneer daai skuld en daai skaamte en daai vrees weggevat word vir die oordeel, as daar vergifnis is, die volgende een is vertroue. In die verbond sien ons, en ek het so voeltjie hoor vlei, Spreuke 3 vers 5, ken hom in al jou weë, steun nie op jou eie insig nie, vertrou hom. Ons leer in die verbond om ons hemelse Vader te vertrou. En dit is waarvoor huwelik daar is, om mekaar te vertrou. Ons werk na 'n klimaks, soos wat die eerste Adam se oortreding, verbondsverbreking, na 'n klimaks, die verwydering en die dood, is die tweede Adam se verhouding ook na 'n klimaks, die teenoorgestelde van verwydering. En ons gaan nou net daarby kom. Eerstens vergifnis. Jy kan nie met skuld en skaamte in 'n huwelik instap. Jy kan nie met skuld en skaamte in die verbond met Jahwe instap. Jy sê, ek was jou skoon, al was jou klere so rooi soos purper van die sonde bevlek, ek maak jou klere wit. Die verlore seun se klere word uitgetrek, hy kry 'n nuwe kleed. En daarom is vandag vir julle ook binne die verbond 'n nuwe begin. Vergifnis en dan groei vertroue. En wanneer mens mekaar vertrou, omdat Jahwe ons leer om hom te vertrou, leer hy ons vereis, omdat die verbond is 'n voorbeeld, ons moet vrede, dit is die derde V. Vrede. Vrede is nie net, ek bly uit jou pad uit. Ek bly maar stil ter wille van die vrede. Vrede is harmonie, 'n dinamika. Binne die verbond, die nuwe verbond, sê Jahwe nie net, ek vergewe julle, maar gaan julle eie gang nie. Wanneer hy vir ons vrede gee, dan roep hy ons om na hom te kom, en vrede in oorlog, vrede in elke dag se omstandighede, ek is met julle. Daar's soveel beloftes oor vrede. Joshua sê, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld nie. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vrede wat jou hart en sinne bewaar. Daar's tye wat 'n man ver weg is van die huis met werk, of tye wat 'n paar bietjie koliek het, of wat ook al. Dan is vrede, innerlike vrede in 'n verhouding. Wat begin het by vergifnis en vertroue en vrede. Vrede dat ek is nie angstig oor ons, daar's nie hierdie afhanklikheid, daar's 'n harmonie, daar's 'n dinamika. Wanneer daar vrede is die harte reg om mekaar, die vierde V, te verstaan. As ons met my beklei, te verstaan, dan is dit misverstaan, oor en weer. As ons by die ou verbond, by die ou verbreking, as daar veg en vrees en al daai lelike goed is, verwyk. Maar wanneer daar vrede is, dan werk ons na 'n punt toe om mekaar te verstaan. Om begrip te hê dat ek is anderste. Ek is 'n Van Wyk en ek was 'n Kriel. En ons is nou saam 'n nuwe eenheid. Dit is baie belangrik om te groei in die huwelik. Van vrede, nie net te sê, ek is lekker getroud, my vrou maak lekker kos, of my man doen sy werk, maar mekaar te soek, te ken, 'n begeerte te hê, mekaar te verstaan. Jy weet, al daai grappies, kan ek verstaan hom, of jy moet die vrou net lief hê, nie verstaan nie. Dis die Bybels nie. Die Bybels leer ons dat wanneer daar vrede is daar 'n behoefte om mekaar te ken. En dit is die volgende punt, die klimaks. Wanneer ons mekaar ken, kan ons mekaar geniet. Vreugde. Die huwelik is geroep vir 'n hemelse vreugde. Die verbond, die nuwe verbond. Dit is so duidelik dat wanneer Joshua vir die disippels sê dat bly in my en ek in julle, en sê hy, ek het hierdie dinge vir julle gesê dat my blydskap in julle volkome kan wees. En daarom is ongelukkigheid in 'n verhouding moet net 'n indikator wees dat daar's iewers 'n foutjie. Maar ons moet weer deur die stappe gaan van vergifnis, vertroue, vrede, verstaan mekaar, dat ons kan kom by vreugde. Moenie kyk na die wêreld waar mense maar parallelle lewens lei nie. Soek die doelwit van vreugde, al gaan dit deur opdrandes of dale. Dit is die bruid van die lam se kenmerk, uitstaande kenmerk, hemelse vreugde, opgewondenheid. Ek weet nie watter gemeente is almal wat hier voor my sit nie, maar die grootste kenmerk van die gemeente is psalmsing, lofsang, blydskap oor ons redding, blydskap oor die verbond, blydskap oor vergifnis,
blydskap oor 'n herstelde verhouding, dis wat die tweede arm se voorbeeld vir julle twee is. Ja? Vergifnis, vertroue, vrede, verstaan mekaar, en geniet die vreugde van die Here. En daarmee kan ons teruggaan na die skrif toe, en ek wil dit tog vir julle lees in Efesiërs 5. Hier is nog reg. Efesiërs 5. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan Jahwe, want die man is die hoof van die vrou, soos Mesia ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Mesia onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Mesia ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. En ek wil met hierdie vers saamvat, vers 26, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, hoor mooi, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Dit is die verbond tussen Jahwe en sy gemeente. Hy reinig ons, daai vergifnis, tot op 'n punt waar ons heilig sonder gebrek verheerlik. Hoor julle daai vreugde, daai heerlikheid, daai mooiheid. En ons het die woord soos baie gehoor. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos. En dan kan ons oorgaan amper na die beloftes toe. Wanneer ons die woord oopmaak vinnig. Regtig gesê dit sal vinnig wees. Maar dat ons in waarheid hierdie begeerte sal hê, dat julle huwelik, soos die verhouding tussen God en sy gemeente, heilig sal wees. Daar's geen plek ooit vir versoekings, derde party, nooit. Dis onskriftuurlik, is onbybels. Net julle twee, heilig, afgesonder, toegewy aan mekaar. En hy sê, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kan stel, verheerlik. Dat dit julle hartsbegeerte sal wees, dat julle huwelik vol heerlikheid sal wees. Ja, daar's beproewinge, of proef. Ware liefde word getoets. En manlikheid lê nie in hoe sterk ek is, maar hoe godsvreesend ek is. En ware skoonheid lê nie, julle pragtig. Die woord sê, 'n vrou wat haar versier, maar hy innerlike sagmoedige, godsvreesendheid. En dan gaan ons nie eers praat, ek weet, party mense is so bang vir Efesiërs 5, as hulle die woord onderdanig hoor, dan hoor hulle nou hierdie verskrik. Nee. Die wet is die hoof van die huis, soos wat Jahwe die hoof is van die skepping. En wat 'n voorreg vir hom, sy kroon te kan wees, om sy heerlikheid, sy manlikheid, sy roeping, om hom te ondersteun en om hom lief te hê. En hy sy lewe vir jou beskerm. Nie agteroor sit net met die voete op die bank nie, maar hy dien om haar swakhede te dra. Dit is al leer ken so met die tyd. Ek wil oorgaan. Is dit julle begeerte? Soos wat ons laas in ons gesprek gepraat het en nou ook met die woord. Is dit die huwelik wat julle begeer om in te wees volgens Jahwe se ewige onherroepelike woord? Is julle bereid om vir julle hele lewe julle te onderwerp aan die gesag van die woord as die hoogste gesag? Nie ek is reg en jy is reg op jou ma of my pa, maar die woord, die ewige woord wat man en vrou by mekaar sien. Is dit julle begeerte? Dan gaan ek vir julle vra om hier voor my te kom staan en dan gaan die huweliksbeloftes lees. Julle hoef nie vir my te kyk mekaar diep in die oë. En julle mag mekaar se hande vashou en wie ook al die ringe het, kan so leffens naby staan. Is dit nie naby? Julle dit onthou, is dit nie naby? Ek sal die persoon roep om dit te bring wanneer dit reg is, maar wees maar net gereed. De wet, kyk vir haar.
van Wyk, verklaar jy dat jy sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruid Elsabie by Oulaas Kriel is nie. Aanvaar jy dat almal hier teenwoordig as getuies dat jy haar tot jou wettige vrou neem? En dan die belangrike, erken jy voor God dat hy die huwelik ingestel het en dat hy julle hoogste gesag is en dat julle rein en heilig toegewyd aan mekaar sal lewe volgens die heilige skrif as 'n godsvreesende man en aan Elsabie jou vrou. Wat is hardop en duidelik jou antwoord voor God en die getuies aan Elsabie? Ja, dominee. Elsabie, by Oulaas Kriel, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruidegom en die wet van Wyk is nie? Aanvaar jy hier almal teenwoordig hier as getuies dat jy hom tot jou wettige man neem? En bo dit alles, Jahwe self, as die skepper van die huwelik, om jou te onderwerp aan sy woord as die hoogste gesag en in godsvreesendheid net aan die wet getrou te wees tot die dood. Wat is hardop jou antwoord? Ja, Pragtig, hiermee verklaar ek dan die wet van Wyk, Elsabie van Wyk, dat hulle wettig getroud is, julle kan vir mekaar die ringe gee. As hy uit die vingerpas weet. Nadat hulle die ringe gegee, kan hulle mekaar swinkie gee en dan gaan ons hulle saam. Laila, kom Sienna. kom by pap, spring op. Kom Sienkie. Kom hier na mama toe. Kom. Kom hier so. Kom. Kom gaan. Sienkie, kyk hier so. Kom. Gaan ouma jy moet op los. Kom maar toe. Kom maar toe. Julle kan vir mekaar die ringe aansit. Pragtig, julle pragtig. Julle mag mekaar sien. Terwyl julle mekaar so styf vas, kom ons staan en bid ons vir hulle seëngebed. Ons almagtige Vader, ons soos 'n wildsbok te kom speel en solank dit julle twee se bron, U alleen is my bron van krag, sê die lied. In U teenwoordigheid wil ek wag. Wanneer daar die beproewing kom, onthou waar julle bron van krag is, waar julle antwoorde is, waar julle hulp en waar julle steun is. Ek hoop almal het hulle blaadjies voor julle, soos net in vers oorpas. My
kan die sitplekke inneem vir 'n oomblik. Dirk, jy kan so lank bietjie nader staan. Dirk gaan vir julle die reëlings gee. Ons gaan opgaan vir die ondertekening van die huweliksregister en ek gaan die 2 getuies vra om saam te gaan en dan gaan jy vir die res van die mense die reëlings gee. As ons te lank wegbly, moet julle ons moet soek. Okay, dankie almal. Hulle gaan nou daar binne die kontrakte teken. Dan kan ons almal konfetti kry en so 'n lyn uitmaak by hierdie deur aan weerskante met die konfetti. En dan as hulle klaar geteken het, gaan ons daar uitkom en dan mik hulle maar vir hulle en probeer hulle raakgooi met 'n stukkie konfetti. Na dit gaan daar familiefoto's en meer die res van hulle familie en so foto's neem. Gaan ons almal hier agterom beweeg en lekker versnapperinge geniet. En dan van daar af sal ons later uitbeweeg saal toe vir die funksie vir vanaand, vir die onthaal vanaand. So kom ons vra dat almal konfetti kry en daar so 'n lyn vorm hierso uit. Ek sal as dit tyd is om af te beweeg saal toe, sal ek julle laat weet. Net vinnige reëling nog, daar's net een badkamer in die huis